So ek het wat noem hulle dit in die skool? Show and tell, né? As jy moet iets in skool toe bring en vir hulle wys en dan 'n bietjie daaroor gesels. So ons show and tell 'n bietjie vanoggend. So ek het vir julle 'n paar goed gebring wat vir my baie handig is. Die eerste is hierdie wat genoem word 'n voice script. Ken hom? Alright. So, net vir interessantheid, ek hoop ek het dit nou reg om. In Amerika noem jy dit 'n voice script met 'n S. En in Engeland noem jy dit 'n voice script met 'n C. En in Australië noem jy dit 'n multi. Hoe hulle daarby uitkom, die weet ek nie. Maar die van julle wat nie weet wat die ding doen nie, is dat dis meer as net 'n gewone tang, want jy kan hom stel en as jy dan iets knyp, né, bietjie stel, alright. En dan is hy vas. So dis handig, jy kan goed vasmaak, jy kan dit daar los en julle sal sien, hè. Dit is veilig. Hier's 'n ander weergawe wat op dieselfde manier werk. Hierdie is as daar iemand in die huis is wat te veel praat, né? Dan moet jy enetjie van hierdie byderhand hou. Jy kry kleiner wat nie so seer maak nie, maar wat definitief die werk sal doen. Okay, het julle iemand by die huis vir wie julle dalk so 'n dingetjie moet kry en hou. Ja, maar hierdie twee goed hou goed soos in genuine vas, né? Okay. Dan het ek vir julle hierdie ankertjie gebring. Wat ek nie vertrou op 'n kajuitboot nie. Maar wat ek wel sal vertrou op 'n kajak of op 'n canoe. Jare terug, toe ek begin het om met 'n kajakvis te vang, het ek so 'n klein enetjie van die gehad, né? En dis nou die eerste keer wat ek op die water is, so ek het geen ervaring daarvan nie en ek kom agter, maar dit lyk asof iets besig is om my lyn uit te trek. En hierdie vis trek hom en hierdie vis trek hom, maar toe in die meantime gebeur is, my sinker bly daar, maar die anker is so pieperig, die stroom vat die kajak weg, en ek kom dit eers agter nie, want ek fokus op hierdie vis wat besig is om my lyn uit te vat. Dan is daar hierdie ene wat hulle noem 'n Danfoss. Hy is in 1938 ontwikkel vir in die Tweede Wêreldoorlog vir Amerikaanse soldate wat aangeval het van die kus af. Nou, hierdie ouetjie, as hy lê nou so, en dan soos wat hy trek, dan gaan hierdie twee vinne, gaan dan hy werk nie op rotse nie, né, maar op sand en modder werk, en dan gaan hy onderin, en dan hoe meer hy trek, hoe stywer trek hy, né? En dan het hy 'n ketting aan die voorkant, en die doel van die ketting is dat hy plat lê, sodat hy so trek, sodat hy nie so trek. Nou, een nag is ek en my seuns op die rivier in 'n boot, en die gety gaan uit, en dit was springgety gewees, en die water het met 'n krag uitgegaan. So as jy so in die boot sit, dan hoor jy hoe kabbel die water so aan die kante van die boot, soos van die stroom uitgaan. En ek het hierdie ouetjie in die water gehad. En ek was so dankbaar dat hy in die water was en nie hy nie, want dan het julle my kom haal op Bird Island. Ek sou definitief daar geëindig het en daai nag wat die motor ook nie gestaat het. So genadiglik het ons vasgesit. Okay. So ons gaan 'n gedeelte lees wat aansluit hierby. En ek gaan vir jou 'n mikrofoon gee. En ons gaan vanoggend, ek het nou lank daaroor gedink, ons gaan die hele gedeelte lees. So jy kan jou oë toemaak, jy kan die teks hoor, luister, wat is dit wat by jou 'n liggie laat aangaan. Okay? Kom ons luister. Dit is Johannes 10. Johannes 10 vanaf vers 22. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê: "Hoe lank gaan U ons nog in onsekerheid hou? As U die Christus is, sê dit reguit vir ons." Jesus antwoord hulle toe: "Ek het dit vir julle gesê,
En tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader my gegee het, is die belangrikste van almal. En niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus sê vir hulle, op gesag van die Vader het ek julle talle goeie dade laat sien. Oor watter een van daarvan wil julle my stenig? Dit is nie oor 'n goeie daad dat ons jou wil stenig nie, antwoord die Jode hom, maar oor godslastering, omdat jy, wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Daarop sê Jesus vir hulle, staan daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode nie? God noem hulle tot wie sy woord gekom het, is gode, en wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. Hoe sê julle dan vir my, wat deur die Vader afgesonder en na die wêreld toegestuur is, jy praat godslasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seun van God? As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle nie my glo nie, maar as ek dit wel doen en julle tog nie in my glo nie, moet julle ten minste aan die werke glo, sodat julle kan insien en weet dat die Vader in my en ek in die Vader is. Hulle wou hom toe weer gevange neem, maar hy het hulle ontglip. Hy het teruggegaan na die plek oorkant die Jordaan, waar Johannes vroeër gedoop het, en daar gebly. Baie mense het na hom toe gekom. Hulle het gesê, Johannes het wel geen wonderteken gedoen nie, maar alles wat Johannes oor hierdie man gesê het, is waar. Baie mense het daar tot geloof in hom gekom. Goed, so die teks sê dit is winter en dit was so November, Desember in daai omgewing gewees. Nou net vir interessantheid, in daai tyd sou dit op 'n dag so tussen 10 en 15 grade Celsius wees. En in die nag so tussen 4 grade en 7 grade en partykeer selfs vriespunt. So dis koud buite en Jesus wandel, Jesus loop in die tempel. Baie spesiale geleentheid, die fees van die tempelwyding. Nou, daar's 'n bietjie geskiedenis agter dit, net in kort. Daar was die eerste tempel wat afgebreek is, toe is daar die tweede tempel. Hierdie tweede tempel is ontheilig deur 'n man met die naam van Antiochus IV Epiphanes. Hy het, as ek reg onthou, varke daarin gejaag of varkvleis daar binne geëet. Nou kan julle dink binne die Joodse wêreld, net die plek is totaal ontheilig. En 164 voor Christus dink ek, is die tempel, het hulle ek dink was Judas Maccabeus wat in opstand gekom het teen hierdie wrede mense. En hulle het die tempel teruggekry en dis die dag waarop die tempel gewy is. So elke jaar het hulle hierdie geleentheid gevier, hulle tempel teruggekry, hulle tempel is geheilig en dit was so 8 dae lank wat hulle fees gevier het. In die lig is daar spanning. Want die Jode vra vir Jesus, as u die Christus is, sê dit reguit van my. Eintlik, die vorige vers kan ek vertaal met, hou ons nou op aan die lyntjie hou, sê vir ons, reguit is u die Christus. En dan sê Jesus vir hulle, ek het julle mos gesê ek is. Maar julle glo my nie, want julle is nie my skape nie. Nou die woord skape, kyk na die breër konteks van die hoofstuk, is die gesprek oor dat Jesus die goeie herder is. So Jesus sê, ek het julle gesê, julle glo nie, julle is nie my skape nie. En dan sê hy, my skape, luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. En dan sê Jesus verder, my skape kry die ewige lewe, hulle sal nooit uit my hand geruk word nie, hulle sal nooit uit my Vader se hand geruk word nie, hulle is die belangrikste van almal. Nou net so 'n bietjie agtergrond, my skape kry die ewige lewe, gawe, gratis geskenk, en die ewige lewe is 'n present
ongoing possession, nie iets wat gebeur as ek dood is nie. Ek begin die ewige lewe reeds leef die dag wat ek by die Here uitkom. En dan uit my hand ruk, die Griekse woord het die bedoeling van forceful removal. Kan dit nie mooier in Afrikaans vertaal nie, né? En dan, so dit gaan oor goddelike inisiatief. En dit is altyd belangrik om te onthou. Ek is in verhouding met die Here omdat die Here na my gekom het. Ek is in verhouding met die Here Jesus omdat God, die Vader, my vir Jesus gegee het. Dit is wat die teks sê. En dan die dubbele versekering, niemand sal julle uit my hand ruk nie en niemand sal julle uit my Vader se hand ruk. En dan sê Jesus hierdie woorde: Ek en die Vader is een. En dan tel die mense klippe op. Weet jy of daar klippe in die tempel was nie, maar klink my daar was 'n paar daar binne. Hulle klippe op en hulle wil Jesus doodgooi, want hulle sê jy laster. Hulle sê jy's 'n mens wat maak asof jy God is. En dan wil hulle hom gevange neem, Jesus vlug, en Jesus gaan na die plek waar hy gedoop is, deur Johannes die Doper, en baie mense daar tot geloof in Jesus gekom. Nou, as 'n mens na hierdie gedeelte lees, dan fokus ons onmiddellik op die belofte. Gee hulle die ewige lewe, niemand sal hulle uit my hand uittrek. Maar dis nie eintlik die punt van hierdie gedeelte nie. Die punt is die aanspraak van Jesus. Dis die kern van waaroor dit hier gaan. Ek en die Vader is een. Nou wat die belofte betref. Nommer 1, ewige lewe. Ewige lewe beteken dis 'n kwaliteit lewe nou. En dit is eendag wanneer die Here my kom haal. Daar's 'n mooi Engelse opsomming hiervan, sharing in the life of God. God gee sy lewe vir my. So, nommer 1 beteken dit dat ek leef in verhouding met die Here. Ek is nie meer 'n skepsel nie, ek is sy kind. En die dag toe ek tot bekering gekom het, is die Heilige Gees in my lewe gekom, so ek leef met God in my. Nommer 1. Nommer 2, sharing in the life of God beteken dat ek word verander om die karakter van God te reflekteer. En die karakter van God is liefde, die karakter van God is aanvaarding, die karakter van God is vergifnis. So, sharing in the life of God beteken dat mense God in my lewe begin raak sien. En dan het iemand dit mooi gesê, hy het gesê, die verhouding tussen Vader, Seun en Gees is a relationship of love. En dan sê hy, it's a circle of love, and I'm pulled into that circle of love. Ek dink dit is so mooi gesê. En dan die dubbele greep, die Seun hou my vas, die Vader hou my vas, en ek sal nooit verlore gaan nie. Nou, hoe kan Jesus so sê? Wat se gewig dra die belofte van die Here Jesus? Hierdie sinnetjie, belofte is net so sterk soos die gesag en vermoë van die persoon wat dit maak. 3 voorbeelde. 'n Dokter sê, moet jy nie bekommer nie, jy sal 100% herstel. Maybe. Is ek reg? Maybe. So vir jou alles doen wat nodig is, dalk herstel ek volledig. Maar daar's net soveel dinge waaroor hierdie dokter nie beheer het nie. En hierdie dokter het nie mag oor lewe en dood nie. Dis 'n belofte wat hy maak, maar hy kan nie, die bedoeling is goed, maar hy kan nie eintlik dit waarborg nie, né? Tweede voorbeeld, onderwyser sê vir 'n kind, ek sal seker maak jy slaag hierdie jaar. Wel, Chris, dan moet eintlik staan, ek sal my bes probeer dat jy slaag hierdie jaar, want daar's net soveel dinge waaroor daai onderwyser absoluut geen beheer het nie. Want hy kan die kind deursit, dan sê die departement nie eintlik met die punte so lê. Of hy kan alles in sy vermoë doen en die kind gaan huis toe en hy leer nie, en hy speel net op sy foon. So, bedoeling is goed, maar jy kan nie jou belofte waarborg nie. Derde voorbeeld, 'n werktuigkundige sê, ek sal dit reg kry. My seun se kar staan al 6 maande by werktuigkundige nommer 2. En elke keer, nou, we'll get it right. Maar kom ons koop net eers gou dit. Kom ons sit dit en dan kyk ons. Kom ons sit dit en dan kyk ons. Dit het ek gister vir my vriendelike WhatsApp gestuur wat sê, dit lyk vir my ons is besig om vis te vang.
nou nie in sulke woorde nie, vriendelik, want ek wil nie om my vyand maak nie, maar miskien moet jy vir my sê, as jy dit nie kan regkry nie, dan sit ons maar die kar op 'n trok, en ons bring op die ete, waar ek ten minste kan kyk wat is besig om te gebeur. So werktuigkundige kan sê, met goeie bedoeling, no guarantee. Kombinasie, die gesag, die vermoë en die karakter maak 'n belofte sterk. Is ek reg? Daai drie dinge maak 'n belofte sterk. So, nou sê Jesus, ek en die Vader is een. En die Vader sê, weet dat die Vader in my en ek in die Vader is. So wat sê Jesus daardeur? Jesus sê dat hy God is. Hy sê, hy mag die belofte maak, want hy het die volle gesag, nee, Matteus 28 vers 19, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy mag, hy kan, want vir hom is niks onmoontlik nie, en hy sal, want sy karakter is foutloos. Die Here lieg nie, en die Here chop and change nie. Wat hy gesê het hy gesê. So die belangrik is, hierdie belofte van die ewige lewe, hierdie belofte van niemand sal jou uit my hand trek nie, dis nie 'n mens wat dit beloof nie, dis die Seun van God wat dit beloof. Your confidence in Christ rises as your view of Christ rises. Dis 'n kragtige stelling, né? So as ek na Jesus kyk en hom net sien as 'n helper, gaan dit my nie ver bring nie. As ek na Jesus kyk en hom sien as 'n voorbeeld, gaan dit my ook nie ver bring nie. Maar as ek Jesus begin sien as die Seun van God, dan kan ek begin glo. Dan kan ek begin vertrou. So mense beloof sonder die gesag en die mag en is nie altyd betroubaar nie. Geen waarborg. Jesus beloof met goddelike gesag, goddelike mag en goddelike integriteit. Dis waarom hy beloof. En dan binne 'n verhouding, Jesus beloof binne 'n verhouding. Hy sê, hulle is vir my gegee, sy skape. Ek en jy, ons is vir hom gegee. Okay, nommer 1. Nommer 2 sê hy, hulle is die belangrikste van almal. En so wat is dit? Dis 'n verhouding waarin die Here Jesus hom aan ons verbind het. Dis 'n verhouding wat hy baie ernstig opneem. Hy in hierdie verhouding en hy gaan nie uitklim uit hierdie verhouding nie. So hy kan dit glo. Hoe lyk uit my hand uitdruk? Hoe voel uit my hand uitdruk in die gewone lewe van elke dag? Dis ervarings wat ons het wat nie werklik is nie. Maar ervarings wat ons het dat dinge ruk en pluk aan my. Dinge gebeur wat my wêreld skud. Dit voel vir my asof God se greep op my verswak. Dit voel asof God my laat gly. Al hierdie goed is, dit voel so, maar dis nie werklik nie. Omstandighede wat ons oorweldig, ek gaan net so, dink so, is dit 4 goedjies wat ek wil noem, dinge wat 'n mens kan oorweldig, dinge wat ruk en skud aan 'n mens, wat jy laat voel die Here gly, sy greep gly is, as jou finansies nou maar vrot is, as jy skielik jou werk verloor, as jy dalk in 'n verhouding is, waarin dit sleg gaan, pyn en verlies, dood, verander jou lewe vir altyd. Siekte, wanneer ek begin dink en voel en agterkom, ek gaan nie hier uitkom nie. Teleurstellings, wat ook al dit mag wees, wat die oorsaak daarvan mag wees. Twyfel en innerlike worsteling, dit ruk ook aan ons. Jy weet, wanneer ek begin bid, en my gebede bly onbeantwoord, wanneer ek ervaar, daar is 'n geestelike droogte in my lewe, ergens het ek die Here verloor, ergens het ek het nie 'n koneksie met God nie, ek voel nie regtig die Here se teenwoordigheid in my lewe nie, ek voel nie dat die Here vir my omgee nie, dit kan my wêreld ruk, en dan sonde en skuld, jy weet, as ek 'n sonde het, ek kan net nie oor die ding kom nie, en ek besluit ek gaan nie skinder nie, en dan doen ek dit maar weer, en dan of ek het besluit, ek kan nie heeltyd my mee verloor nie. En dan doen ek dit weer, Verstaan, en dan begin dit my wêreld skud. En dan skaamte wat ek ervaar oor my verlede dalk, of skuldgevoelens wat ek ervaar.
So daar's baie dinge wat kan gebeur. Wat ruk en skud aan my wêreld, wat voel, maar dit gaan my uit die Here se hand ruk. So ek wil graag die volgende hieroor sê is, hierdie gedeelte leer ons om ons uitdagings en moeilike tye te reframe. Om dit in 'n ander raampie te sit. En dis die raampie. Vir myself te sê, dood, verlies, teleurstelling, my werk wat verloor het, my finansiële drama, die verhouding waarin ek is wat nie lekker is nie, my liggaam wat nie gesond is nie, my vraag is ek goed genoeg vir die Here. Is goed waaroor ek vir myself moet eerlik sê, dis nie maklik nie. Eerlik, is nie maklik nie. Ek sukkel. Ek moet dit teenoor myself erken. Party van ons sukkel om dit te doen. En om dit nog teenoor iemand anders te erken, is nog soveel moeiliker partykeer. Maar ek moet dit ten minste teenoor myself erken en sê, hierdie ding het gebeur, en hierdie ding ruk en skud, en voel of dit my die Here se hand ruk, is nie maklik nie. Maar wat ek dan ook vir myself moet sê, maar dit gaan my nie vernietig nie. Gaan my nie vernietig nie. Want ek word vasgehou. It's an unbreakable outcome. Dis 'n seker einde. Want Jesus het gesê, uit die mag, uit die gesag, uit die integriteit, het gesê, ek sal jou vashou. My Vader sal jou vashou. En as 'n mens dit ontdek, dan kry jy hoop, dan kry jy weer moed om op te staan, môreoggend weer op te staan, aan te gaan met die dag, moed om weer te probeer, gee vir die gevoel van sekuriteit. Ja, dis as alles begin voel of dit op los fundament is, of daar is nie meer fundamente in my lewe nie, dit gee vir my sekuriteit om te weet, ek word vasgehou. Dit gee my veerkragtigheid, dat as die lewe my slaan, en ek is plat, dat ek besef, maar ek word vasgehou, so ek gaan opgetel word. Dit gee my veerkragtigheid, I can bounce back. Ek kan weer die lewe in die oë kyk, ek kan dinge begin doen, ek kan weer aangaan. So kom ons som op, 'n belofte is net so sterk, soos die gesag en die vermoë van die persoon wat dit maak. En die karakter. Jesus, die Seun van God, sê met goddelike mag, goddelike gesag en goddelike integriteit, ek word vasgehou, finish en klaar. Nou gou sê dit hieroor, finish en klaar. Hy het so gesê.